Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Hierdie week ry Pasella golwe in Gauteng saam met die sangeres Charlize Berg. Paul se grillgrense word getoets by 'n eksotiese dierehospitaal. Lenel kuier saam met die misdaadfiksieskrywer Jeanette Paul. En Hainu kook en ontspan saam met die akteur Terence Bridget. Alles Pasella. Behalwe vir sang, is Charlize Berg ook die ambassadeur van 'n bekende fiksheidshandelsmerk. So sy oefen dus gereeld om altyd reg te wees vir daardie fiksheidsfotosessies. Ek hoop ek kan byhou. Charlize se loopbaan is ook op 'n drafstap. Sy het die snit Hoeka Toeka vir die klankbaan van die film Vir die Voëls opgeneem en in die toekoms sal sy self ook graag wil toneel speel. Daarbey het sy 'n tweede album op die rakke, haar eie skoonheidsreeks en natuurlik is fiksbly 'n prioriteit. Sê vir my, wat behels dit om die ambassadeur van 'n fiksheidshandelsmerk te wees? Ek wil hê mense moet weet ek is nie noodwendig 'n fitnessmodel nie. Ek is net Charlize wat hou daarvan om 'n gesonde leefstyl te leef as 'n sangeres op die pad, agter die verhoog gou vinnige oefeningkie in te werk. So dit is moeiliker as wat mense dink en dis lekker. Ek is nie jou fikste persoon nie, maar ek is mal daaroor om my frustrasies uit te laat op 'n tredmil en bietjie te draf en aan die gang te kom wat gewoonlik baie vroeg in die oggend is. So ek's nou 'n bietjie laat met my klere. My verloofde het my vanoggend nie gejoin nie, so ek dink ek gaan hom 'n laaitjie gee en dan vang ons 'n draffie. Great, kom ons gaan. Lekker. Charlize en haar verloofde Warren Linden hak in April die knoop deur. Hy is 'n argitek en 'n skilder en is self op en top wanneer dit by 'n gesonde leefstyl kom. Nice, hallo. Warren, Gaan dit. lekker. Jy lyk vir my soos 'n fitnessbok. Toe ek so net uit skool uit was, het ek begin met die fitness ding. Toe raak dit vir my soos 'n tipe van 'n verslawing. Ek bedoel dit laat my goed voel in die oggende. Ek het baie energie deur die dag, so it's a lifestyle vir my. En hy het actually nou ingeskryf vir Men's Cover Guy waarna hy baie goed gedoen het. Ek dink hy's regtig vir my persoonlike inspirasie. Tyd vir die tekkies om die teer te tref. Die 24-jarige Charlize se loopbaan het al in graad 11 afgeskop en haar debuutalbum het in 2011 gevolg toe sy maar net 19 jaar oud was. Warren, julle ken mekaar al van skool af en jy het haar hele journey beleef. Yes, ek sal vir jou sê hoor, dit's nou al 'n lang pad wat ek en Charlize saam stap. 8 jaar. Ja, is al 8 jaar. Ek dink in die eerste 4 maande van ons verhouding het ek nie eens geweet sy is 'n sangeres nie. En natuurlik ook, jy weet, net om te sien hoe sy as mens gegroei het. Ja, sy het baie gegroei in die industrie ook. Ek het baie gegroei. Ek meen ek was so midget geweest toe ons net ontmoet het. Hy was net so lank gewees as ek. Veral in die werk wat jy doen, dit is baie belangrik om 'n partner te hê wat jou ondersteun. Absoluut. Definitief. En hy druk my ook. Ek weet nie van julle nie, maar teen die tyd wat ek besef, ek is onfiks, as ek so ver van die huis af, ek moet 'n Uber bel. Ek dink dit is tyd vir 'n water, wat sê julle? Awesome, let's do it. Deesdae kan mens ook in Pretoria branders vang met Forest Hill City wat die eerste gesimuleerde branderpark in Gauteng begin het. Ideaal vir afkoel na 'n draffie. Dit lyk so moeilik. Nee man, dit kan nie so moeilik wees nie. Is julle seemense? Absoluut. Absoluut ja. Ek's baie mal oor die see. Ons gaan net nie genoeg see toe nie. Ek verlang die see. Maar Ons het op 'n tyd baie Belita toe gegaan. Baie. ek mis die see soos wat ek nou hier paar sit. jaar. Haar nuutste album, As jy weet dis liefde, volg 3 jaar na die deluxe weergawe van haar debuutalbum.
Charlize, jy het 'n hele paar jaar gevat voor jy jou tweede album uitgereik het en volgens die sukses daarvan was dit definitief die wag werd. Ons het baie lank en hard gewerk aan hierdie nuwe album en as mense dit so kyk, besef hulle nie altyd dat dit 'n team effort was nie. Ons is 'n hele span mense wat hard gewerk het vir 'n jaar lank. Baie writing sessions, baie studio times, 8 verskillende skrywers, 3 verskillende vervaardigers en dan op die ou einde was as jy weer is liefde gebore en dit is absoluut die moeite werd geweest. Hier om my weer liefde laat kry. Het jy 'n gunsteling snit op die album? Braaf natuurlik, want die lirieke praat so met my hart. Dis 'n sang wat uit my hart uitkom. Opgestaan, aangegaan, 'n leeftyd net na jou gesoek. Ons is braaf saam mekaar. Ons weet nou Charlize het uithou vermoë en selfdissipline soos ons nou kan sien met die drawery. Maar hoe sou jy haar beskryf? Eerstens, sy's 'n ongelooflike sterk vrou. Sy push jou altyd. Sy's very doelgerig, baie quirky, hippie, agter die scenes. Min mense weet dit, ons is 'n bietjie As ons in 'n grot kan bly, dan sou ons ook net kan skilder en jy weet. Ek's 'n baie glam hippie dan. Ek is 'n girly girl, to say the least. Nie my beste look nie. Dit mag dalk meer as een probeerslag vat om die branders baas te raak, maar Charlize het duidelik in meer as een opsig balans. Ons ander kandidaate is nou wel 'n paar keer gerol, maar daar is beslis potensiaal. Soort van. Dis reg vir 'n speel sien hier nog so 5 of 6 ure se oefening hier. En ek's reg vir die Hawaiian Pro Open surf kompetisie. Kom binne gaan saam. Na die breek maak Paul vrede met slange en spinnekoppe, terwyl Lenel koers kies na die spookdraai in Kaap Agulhas. Basala. Die Voël- en Eksotiese Dierehospitaal in Pretoria bied wêreldgehalte mediese diens aan alles van slange en papegaaie tot apies en spinnekoppe. Omtrent 'n klein Eden. Kyk, die Voël- en Eksotiese Dierehospitaal in Ommersfoort is die enigste instansie in Suid-Afrika wat spesifiek omsien na eksotiese diere. Hier is van die interessantste karakters, maar as jy so 'n bietjie gril vir van die monsters, dan is dit dalk nie die beste kuierplek nie. Jy bly net daarso, en so omstap. As Paul alreeds vir 'n papegaai ligtig raak, gaan die volgende stop beslis 'n grilfaktor inhou. Dr. Dorian Elliott is die eienaar van die unieke siekeboeg en is ook spesifiek gekwalifiseer om met giftige slange te werk. Meeste mense soos ek, wanneer hulle slange sien, hardloop, maar duidelik is dit nie vir jou 'n probleem nie. Dis glad nie vir my 'n probleem nie. As kind het ek by die dieretuin gewerk as 'n volonteer, elke naweek en baie dae na die skool ook en dis waarvandaan die liefde gekom het. Maar word jy nie soms nog steeds so 'n bietjie bang as jy met hierdie diere werk nie? Glad nie, jy weet, 'n mens moet net versigtig met die ouetjies werk. Van die eksotiese diere kan jou baie seermaak, maar ons het spesiale prosedures waarmee ons werk om seker te maak ons hanteer hulle veilig. Probeer maar bietjie. Ja, okay. Die groot geheim is om kalm te bly met die ouetjies. Hulle is nog wilde diere, maar hierdie 2 slangetjies is baie rustig. Ek het so 'n vleis in my nek. Okay, vat jy laat weer daar. Soos ek verstaan is julle die enigste instansie wat slegs met eksotiese diere werk in Suid-Afrika. Sover ons weet, ja. Daar is ander mense wat met eksotiese diere werk, maar die meeste mense het 'n hond en kat praktyk en doen ook eksotiese werk. Die slange tot Paul se verligting eers daar gelaat, beweeg ons na die volgende pasiënte wat vandag die dokter se aandag verlang. Hallo. Hi. Paul, dit is dokter Stefan en Marizel. Ek gaan so lank net voorberei vir my volgende pasiënt. Reg. Sê. Eerste vraag. Byt hy? Hulle kan byt, maar hierdie ouetjie is baie rustig. Sê is baie vriendelike ouetjie. Paul, kom ons sê maar eerder hy het nog nie gebyt. Nou, wat is fout met hierdie kerel? Hy is 'n Savannah-likewaan. Hy het by ons opgedaag uit van 'n privaat dieretuin waar iemand hom gelos het. Op hierdie oomblik het hy probleme met sy voorbeentjies. Hy's so 'n bietjie dom met hulle en dan het hy ook 'n sterprobleem gehad en hy wou glad nie eet nie.
Hierdie ouetjie hier agter my is eintlik 'n krimpvarkie, sy naam is Benny. Ek het baie lief geraak vir hom die tyd wat hy hier was. Hy is in die inkubator omdat hy 'n bietjie longontsteking gehad het, maar ek wil jou net wys want hy's baie oulik. En kyk hoe oulik is daai gesiggie. Hoe kan 'n mens nou bang wees vir so 'n dingetjie? Die dierekliniek het selfs 'n hoë sorgeenheid met 24 uur observasie. Beesting is 'n aasvoël wat al voorheen hier behandel is toe hy deur 200 bye getakel is. Vandag is hy terug nadat hy in 'n kragdraad vasgevlieg en sy vlerk beseer het. Ons is besig om Beesting hierdie aasvoël narkose te gee. So ons gaan nou die verband afhaal en die vlerk weer behandel. Gelukkig is die afvlerkgeveerde in goeie hande. Walpro is 'n organisasie wat op die bewaring van aasvoëls fokus en Beesting is een van die voëls wat hulle monitor. Maar ek verstaan die aasvoëls is almal met GPS verbind. A particular bird was found because it has a GPS tracker on them. Now, one of the biggest misconceptions about vultures was that they stayed in one location. 10 years ago, a tracker was put on, and we found the bird hopped from Pretoria to Namibia overnight. Beesting is an important bird to Valpro because he has been tracked for a long period of time. So we would hope that he makes a full recovery and can be released and get back to the wild as quickly as possible. Wel, na al my jare op Pasela is hierdie vir my eerste. Dis baie spesiaal. Ja, Paul, jy is baie gelukkig. Nie baie van die mense kan hierdie sien nie. Maar my is jy is mos verantwoordelik vir die nasorg van die diere. So wat presies behels dit? Na die operasie, ek maak seker die diertjie gaan in die inkubator. Maak seker die diertjie is lekker gesond. Nog iets wat ek doen, ek voer die diere in die hospitaal. En nou, Paul, is die tyd om die spinnekop te voer. Jy moet my kom haal. Regtig? Wat het ek verkeerd gedoen? Vir hierdie harige 8-been gedierte moet jy beslis hare op jou tande of miskien hande of sommer albei hê. Kyk, ek is nou genoeg gemartel vir die dag, so kan ons asseblief aanbeweeg na die volgende insetsel. Asseblief. Ek verkies in elk geval Batman bo Spider-Man. Die Agulhas lughuis in die Kaap Agulhas Natuurreservaat is in 1848 gebou. Ten spyte daarvan het hierdie gevaarlike kus al baie skepe oor die jare geëis, maar so ook 'n skatkis van legendes en mites opgetower. 'n Perfekte plek vir skrywers soos Janet Paul om inspirasie vir haar boeke te vind. Janet se eerste manuskrip is in 1995 vir publikasie aanvaar. Haar nuutste 2-boekreeks, Offerlam en Offerhande, is beide reeds in Nederlands vertaal, terwyl Offerlam ook vanaf April in Engels beskikbaar sal wees. Dis 'n pragtige huis. Kom binne. En ek wil sommer met die deur in die huis val. Meer as 40 van jou boeke is al gepubliseer, waarvan Offerhande jou nuutste is. Dit is die opvolg op Offerlam wat verlede jaar uitgekom het. Dit maak die storie wat in Offerlam begin is, word nou klaargemaak in Offerhande. Sonder om te veel weg te gee, kan jy vir my so 'n bietjie van die storie vertel? Kyk, Offerlam en Offerhande speel albei grootendeels in België af en dan ook in Suid-Afrika. Kers Colleen is my hoofkarakter. Sy het teruggekom Suid-Afrika toe in Offerlam en nou het daar iets groots gebeur wat ek nie gaan verklap nie in Offerhande wat haar dan nou weer terugvat België toe. Janet wou nog altyd skryf, maar het eers die moed bymekaar geskraap nadat sy noodgedwonge haar klein klerefabriek in 1993 moes toemaak na 'n reeks inbrake. Dis ironies dat 'n vlaag misdade haar uiteindelik gedryf het om haar eerste misdaadroman te skryf. 21 jaar gelede het ek begin romanse skryf, want ek wou uit my eie ongelukkigheid my uitskryf en dit was vir my 'n lekker ontsnappingsroete gewees om die liefde te herontdek in my boeke. Waar kom jou idees vandaan? Stories is om ons. Mens kan 'n koerant oopslaan en jy kan 'n berig lees en jy kan 'n storie daarvan maak. En dan is daar natuurlik stories wat jy so ver hoef te gaan soek nie. Ek het byvoorbeeld Ewebeeld wat daar lê, het in 'n groot gedeelte daarvan het in hierdie einste huis afgespeel. En hier sien ons nou die vensters wat sy aanhoudend gewas het, want sy het nie die moed gehad om buite toe te gaan nie, dan hou sy die vensters skoon dat sy nou kan deursien. Terwyl ek hierso gesit en skryf het ek eintlik sulke rillings gekry en gaan seker maak of my deure toe is. Nervleis. Plekke en ou legendes kan ook 'n bron van inspirasie wees.
Jeanette het vir Lynel die sogenaamde spookdraai gaan wys, waar sy die idee van haar volgende boek gekry het. Ja, die legende wil dit hê dat hier 'n skip gestrand het. Die enigste oorlewende was 'n pragtige meisie, klaarblyklik, en sy het hier op die strand uitgespoel en hier agter teen die berge het sy in 'n grot gaan wegkruip en daar is sy ongelukkig tragies dood. Maar die wonderlike deel van die ding, en dis nou waar spookdraai vandaan kom, is dat sy nie gaan rus het nie. Sy word nog gesien deur mense. En hier is 'n gastehuis hierbo waar daar 'n kamer is waar gaste nie graag bly nie. As jy vandag in 'n storie moes omskep, wat sou jy skryf? Ek is nie gewoond daaraan om vreeslik baie mense om my te hê nie en 'n dag word baie lank, dan sou my hoofkarakter dalk begin dink het aan moord. Maar ek speel. 'n Mens kan sommer vinnig meegevoer word deur Jeanette se stories en mag jy nog vele spanningsverhale uitbroei. Na die breek maak die akteur Terrence Bridget kos uit die boonste rakke. I'm gonna have to call you back. What the hell are you doing here? Behalwe vir sy kleurvolle loopbaan en 'n rits toekennings, het Terrence 'n groot hart vir liefdadigheid en is 'n boffin in die kombuis. Vandag trek hy sy voorskoot vir ons en vir liefdadigheid aan. Terrence is verantwoordelik vir 'n 7-gang maaltyd vir 200 gaste by 'n liefdadigheidsdiner. Vandag toets ons een van die disse op die spyskaart en los dit vir Terrence om die Lani gereg in 'n uithalerpak te kook. Tog 'n warmie binne. Miskien is dit jy, miskien is dit met die werk hierso met die limes. Kom. Kyk, daar sê dis lekker. Ja. Terrence, jy is betrokke by 'n groot liefdadigheid waarvoor jy gaan kos maak. Amazing liefdadigheidsorganisasie Hospice. Hulle werk met die terminaal siek mense, terminally ill. So they work with the entire family. So dis nie net die mense wat gaan sterf nie. Hulle werk met die familie wat moet agterbly en daarmee cope. So and they were incredible with my mom when she passed in 1995 with her and with my family. So ek is nogal lus om hulle uit te help. Ja. Ja, ek dink mense besef nie altyd dat die families wat agterbly net so baie ondersteuning nodig het nie. So Terrence, wat maak jy vir ons? Dit is 'n Tian. Die Tian, dit klink net lanier as wat dit eintlik is. Wat is Tian nou anders as 'n frikkie? Ja, dit is amper soos 'n frikkie, maar hy is korter as 'n wimpie. As jy nie 'n Tian-ring het nie, kan jy soos ons vandag sommer 'n blikkie gebruik vir die laag van onder meer salm en avokado. Rooster solank sitrusvrugte in die oond vir 'n slaaisous later. Dis 'n omtrent 'n mooi stukkie salm wat ons hierso het. So ons gaan nou om mooi net so uitsny. Ons gaan nie kook nie, né? Ons wil nie rou salm hê nie, ons wil nie gekookte salm hê nie. So ons gaan hom ceviche. Dit beteken dat die sure in die suurlemoen en lemmetjiesap as dit ware die salm gaar maak. Een van die lae in jou Tian bestaan uit 'n lekker sterk mengsel van lemmetjiepikkel, vars koriander en lemmetjiesap wat jy in 'n voedselverwerker fyn maak. Okay. Rubikkie. So. Lyk baie lekker. Lekker man. Baie sterk smaak, maar is lekker. Baie sterk. Maar kyk, hy's 'n dun laagie, né? Tussen die salm en die avokado, so alles soort van, it all kind of evens each other out. Sonder vinkel. My broer, as jy dit daarvoor nie, ons moet die Tian bou. Ons moet die Tian bou. Nee. Bo op jou gaar salm skep jy die dun laagie pikkelmengsel. Daarna volg 'n laag avokado skywe. En vir 'n knertsie om die spesifieke gang te komplementeer, kry ons 'n kenner in. Kyk by jou. Hey, Elsemarie. Ek het gehoor van julle diner, toe dink ek kom help in die wyndepartement. Wat stel jy voor, 'n Kaapse vonkel of 'n Chenin? Vir hierdie gang die Kaapse vonkel. So ons fokus 'n bietjie op die salmon en die mozzarella wat mooi delikaat en sag is, soos die babbeltjies in die Kaapse vonkel en dan ook die varsheid van die garmolata wat ook in die brood vir Kaapse vonkel voorkom. En dit het bubbles. That's the most important thing. Ek gaan net die slaaitjie bymekaar slaan. Kom. Vir die slaaisous gebruik jy die sap van die geroosterde sitrus, olyfolie en 'n titseltjie vonkelwyn. Die ideale manier om 'n vars groen slaai op te kikker. Sê vir my Terrence, hoekom sit jy daai courgettes in die ys?
To let them curl, hulle moet bietjie krul. So kry hulle koud en dan Hulle kry koud, hulle krimp so bietjie, ja. Terrens gebruik boontjies, ertjies en buffelmozzarella om die dis af te rond. Dit met buffalo mozzarella en is dat jy lekker rof met hom moet wees. So jy rof en onbeskof. Daar's hy. Soos al die karakters wat jy speel. Ah ja, it's like a boy's cheese. Ja. Be rough with it. Okay. It must look nice and rustic. Now for the big reveal, let's hope it looks pearly. Ja, is. Hey. Sjoe. Gooi die citrus slicesous bo-oor en voilà. Is ons gereed om te vreet? Wat sê julle? Ja nee, laat die fynproevers nader staan. Het gaan mooi saam. Baie dankie. Groot plesier. Ek moet sê, ek is nou voorgekook. En ek het 'n scene waar ek kaarte deel op maandag. So ek het 'n appointment vir 'n manicure. Kom jy saam? Hoekom nie? Because real men look after their nails. En die sê ding magies vol oogies toe is beslis ook op Hainu van toepassing. Veral as jy jou manikuur vir 'n massering by die Moana Spa inruil. Hainu. Jy nog by ons? Net Terrens. Dis so lekker. Ek hoop nie gee omdat ek my manicure vir 'n massage geruil het. Jy verkies om jou klere uit te trek. Dis okay. Hoe gereeld kom jy in 'n spa want jy doen so baie ander goed. Wanneer maak jy tyd hiervoor? Baie min tyd. Ek slaap nie baie nie. Ek kom nie baie spa toe nie. My hande is gereeld in 'n close-up. So things like manicures just have to be done. Ek kuier nie vreeslik baie nie. I get to do what I love and love what I do. So werk is vir my lekker. Jy speel 'n boef op high rollers. Hoe voel dit? Ek dink dit is vir my lekker omdat dit so verskillend is van my af. I like playing parts that are very different from me. I am a bad man. I've done bad things. I look like a bad man. My rap sheet screams bad man. Jy as Terrens praat baie tale en Uncle Denton praat 5 tale. Ek werk meestal in Engels en Afrikaans. So ek het vir die skrywers gevra of hy Engels, Afrikaans, Xhosa, Zulu en Sotho kan praat. Uya-acta wena, uyashaya kakhulu zonke isikhathi uyakhuluma, uyathetha, uyabulela. Eish, musukudlala ne? Niyazama mfowethu. Phashasha mfowethu. Terrens is beslis 'n ou met vele fasette. Van die flamboyante Jerome in Sewende Laan tot homself as aanbieder in rof of spog. Met al die ongelooflike goed wat jy doen, wat is daar wat oorbly vir jou? Ek het baie regie gedoen en ek het begin klas gee and I never ever thought I'd be a teacher, but I find it incredibly rewarding. So I might be doing a lot more directing, writing, teaching than acting, and there also may be a special someone who may or may not have put a ring on my finger lately. I don't know. Ek weet nie of hy nou na homself verwys of na 'n karakter nie. 'n Voorslag agter die kospotte, 'n sagte hart en na hierdie sagte hande ook. Dalk met 'n ring op. Voor ek aan die slaap raak, speel ons uit met 'n liedjie van Charlies Berg. There's a